Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons is so bly jy is hier. Gryp 'n pen en 'n notaboekie en geniet jy die boodskap saam met ons. So ons is besig met 'n reeks om te praat oor en hoop vir die uitkoms dat ons elkeen meer sal bid soos Jesus. En so, ek weet nie hoe gereeld doen jy iets soos wat ons nou net gedoen het in jou eie persoonlike lewe nie. Ek weet nie hoeveel keer doen jy dit by die huis waar jy net stil raak. Dalk is daar musiek, dalk is daar nie musiek nie. Dalk is jy net buite, dalk kom jy net bietjie uit. Net in die natuur, jy sit net, jy is net. Want dit is so goed vir jou en my siel om net by God te wees. Sonder om iets te moet doen. Sonder om iets te moet inneem. Sonder om, jy neem in, eintlik. Dit voel vir jou asof jy dalk nie inneem nie, want jy is nie besig om te leer nie. Jy is nie besig om iets te lees nie. Jy is nie besig op so 'n manier nie, maar dit is so essensieel vir ons om 'n lewende verhouding met God te kweek, dat ons hierdie gewoonte moet aanleer om net by God te wees. Om net te hoor wat hy vir ons wil sê en dan op grond van dit te reageer. Ja, hy praat deur sy woord, maar hy praat baie spesifiek ook deur sy gees wat ons herinner van die waarheid en herinner van sy woord. En so is nodig vir my en vir jou om stil te raak en te wees by die Here. Dis wat Jesus gedoen het. En dis waar ons begin het in ons reeks. Ons het begin by 'n plek waar ons gekyk het hoe het Jesus se leefstyl gelyk rondom gebed. Dat hy tye net weggegaan het. Hy het skrif geken uit sy kop uit, maar hy het weggegaan. Hy was net by die Vader. En hy het tyd saam met hom spandeer, alleen, eenkant. Hy het dit geleef. Hy het dit teruggebring en hy het dit in sy lewe geïmplementeer dat wanneer hy tussen 'n klomp mense is hy nog steeds bewus van die Vader se teenwoordigheid by hom en hy praat aanhoudend met hom. So Jesus het 'n leefstyl van gebed geleef. Wat gebed was vir hom, was eerstens 'n verhouding met die Vader. Dit was vir hom heeltyd om op 'n plek te wees waar hy besef dat elke oomblik van elke dag is hy in gemeenskap met sy Vader. Hy is nêrens waar hy nie in gemeenskap met sy Vader kan wees nie. Binne dit het hy natuurlik, soos ek gesê het, spesiale tye gemaak om eenkant te kom waar niks anders sy aandag aftrek nie. En hy volledig net sy aandag gee aan die Vader en hoor wat hy vir hom wil sê en met hom praat en sy hart aan hom bekend maak. En met hom deel waardeur hy gaan en wat vir hom moeilik is en waarmee hy sukkel. En so dit is alles wat gebed is en die Here gee vir ons eintlik hierdie geskenk. En die vraag is of ek en jy hierdie geskenk gebruik. En so die disippels het iets gesien van dit. En toe op grond van dit vir Jesus gesê, maar leer ons. Leer ons hoe om te bid. En so tydens hierdie hele reeks is dit my groot gebed. Here, leer ons as elke liewe individu van hierdie gemeente om meer te bid soos U. Om te begin met meer te bid. Ek dink ons bid te min. Maar dan ook dat ons gebede in lyn kom met hoe God wil hê ons moet bid. Hoekom? Sodat ons ook dit sal sien hoe God gebede beantwoord. Baie keer sien ons nie antwoord op gebede nie, want ons bid nie in lyn met God se wil nie. En die skrif is baie duidelik vir ons oor dit. So, dit is ons begeerte om te sien dat dit sal gebeur. En dan het ons laasweek gekyk na die gedagte van wat ons moet glo om wel altyd te bid en aanhou bid. Want sien, ek kan dalk begin bid. En ek begin met 'n, ja, die Here gaan iets doen, hy gaan iets vir my doen, ek weet dit, ek het geloof, en dan hierna dag, weet nie hoe lank vat dit vir jou nie, dalk net dag 2, dalk na dag 3, dalk is dit al 'n jaar, dalk is dit al 2 jaar, dalk het jy lank wat jy al vertrou, maar jy kom op 'n plek waar jy soos, dit gaan nie gebeur nie, en jy hou op bid. Jy hou op om die Here te vertrou vir dit. Jy hou op om hom te vra. En so wat ons moet onthou uit Lukas 18 uit is eerstens dat ek en jy is uitgelewer aan hierdie wêreld. Ons is soos 'n weduwee wat nêrens het om te gaan nie.
Ons het niks wat ons self kan vermag nie. Ons is uitgelewer. Maar ons kan God nader as sy uitverkorenes. Ons kan hom tot hom nader. En hierdie God wat ons kan nader is 'n regverdige God wat spoedig sal optree namens sy uitverkorenes, namens my en jou. En as ons nie dit glo nie, dan gaan ons nie aanhou bid nie. Tot die mate wat ek en jy dit glo, bepaal tot die mate wat ek en jy gaan bid. Of ons gaan aanhou bid, of ons met geloof gaan bid, om te dink dat, ja, wat ek nou vra, gaan God iets aan doen, word bepaal deur of ons hierdie glo of nie. En so dalk is jy op 'n plek en jy sê, okay, Jesus, ek is nie daar nie. Wat doen ek nou? Wel, geloof is 'n gawe. Geloof is 'n gawe. Daar's 'n manier hoe jy dit kan bou, self. Jy wat tyd in God se woord spandeer, en die aanhoor van die woord, ja, dit bou geloof, maar op die einde van die dag moet God vir jou geloof gee, om te vertrou vir dit wat vir jou onmoontlik lyk. En so die eenvoud hiervan is dan, begin by, Here, leer my bid, Here, gee my geloof, dat ek sal glo, dat waarvoor ek vra, U sal doen. Dat U daadwerklik iets sal kom doen, aan dit waarvoor ek bid. Ons het ook vlugtig gekyk na waarvoor ons moet bid, baie vinnig. Ons het gekyk na die Onse Vader, goed wat dit lys, gaan lees dit weer. Gekyk na Matteus 9:38, wat sê ons moet ernstig bid vir die Here om nog arbeiders te stuur, vir die oes wat ingesamel moet word. Mense wat vertel moet word van Jesus en disipel moet word. Want ons ook gesien dat die Here vir ons sê, ons moet vir ons vyande bid, wat ons vervolg. En dan, ons moet bid vir die Heilige Gees. Ons moet vra. Ons moet eers vra om ons te bemagtig. Ons moet vra dat die Gees ons sal kom volmaak, sodat ons hierdie lewe kan lewe wat God van ons vra. Om in geloof te leef is iets wat ek nie reg kry sonder God se Gees wat in my werk nie. Dis 'n bonatuurlike iets om vol geloof te bly leef. En so God se Gees moet iets in my en jou kom doen om dit reg te kry. En daarom moet ons vra. En die skrif sê baie pertinent dat hoe sal 'n goeie pa wat goeie goed vir sy kinders gee, hoeveel te meer sal die Vader wat in die hemel is vir ons sy Gees gee vir die wat vra. En so my hoop is dat ons meer gereeld ook vir dit sal vra. 'n Verwagting sal hê dat God ons bonatuurlik sal kom bemagtig en versterk. Dat ons dit sal sien in ons midde. Dat ons nie net vra vir dit en hoop vir dit nie. En 'n deel van dit is dan om in geloof uit te stap. En so ek wil jou nie nou op die spot sit nie, maar dalk is daar 'n plek soos in ons Connect groepe. Te sê, maar kom ons doen dit. Kom ons vertrou die Here vir profetiese woord vir mekaar, vir uitings, vir goed wat daar gebeur minstens. Dat dit oorspoel in ons lewens en ander mense se lewens aanraak. En ons moet vra. Ons sien hoe Jesus se lewe gekenmerk is deur elkeen van hierdie goed. Hoe hy elkeen van die goed geleef het, waarvoor hy sê ons moet vra. En so wil ons sy voorbeeld volg. En so vanoggend gaan ons stil staan by die langste opgetekende gebed wat Jesus gebid het. En so daai gebed is in Johannes 17. En so ons gaan nie die hele gebed uitpak nie. Daar's net te veel binne dit. Maar ons gaan wel die hele gebed lees. En so net om bietjie konteks te gee van wat besig is om te gebeur, waar ons hierdie stuk skrif kry, is Jesus is besig om met sy disippels te praat. Die laaste 3 hoofstukke in Johannes is hy besig om te gesels oor 'n klomp wat gaan gebeur die aand voordat hy gevange geneem gaan word en gekruisig gaan word. Dit is waar Jesus besig is om met sy disippels te gesels. En dan sien hulle sien in vers 1 van Johannes 17, kom dit op 'n punt waar hy sê, en nadat hy hierdie dinge gesê het, het hy sy oë opgerig en gesê. En so dis waar hierdie gebed plaasvind. Jesus, net voordat hy sy disippels gaan verlaat, gekruisig gaan word, bid hy vir ons. So Karin, kom asseblief vorentoe en lees vir ons. Jy kan saam volg op die bord as jy jou Bybel het, Johannes 17. Ons luister. Môre julle.
Johannes 17 vers 1 tot 26. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik, net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het aanvaar en werklik besef dat ek van u afgekom het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, behoort aan u. En wat aan u behoort, is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en ek kom na u. Heilige Vader, bewaar hulle wat u aan my gegee het in u naam, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het, in u naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het aan hulle u woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Net soos u my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook in die wêreld, hulle ook in die wêreld. Terwyl van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan word. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle my woord glo. Dat hulle almal een kan wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u. En hulle weet dat u my gestuur het, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Ag liewe Vader, Jesus het dit so mooi gebid, en ek bid net dat sy woorde sal geskied. Ek bid dat u vir ons die wysheid sal gee om elke ding wat hy daar vir ons gebid het sal verstaan en ook dit vir onsself wil hê en sal bid. Ek bid dat die Heilige Gees in ons elkeen sal wees en sal lei in u wil, in u naam alleen. Amen. Amen. Dankie, Karin. Twee dinge, daar's baie binne in dit, maar twee hoofdinge wat ek vir ons wil uitwys uit hierdie gebed uit. En die eerste ding is dat gebed is persoonlik. Gebed is persoonlik. Dis 'n persoonlike ding. En dit begin op 'n persoonlike plek. Tweedens, dat ons persoonlike gebed, as ons bid soos Jesus,
loop oor in gebede vir ander. En Jesus begin met die volgende. Hy sê, Vader, die uur het aangebreek, verheerlik u seun sodat u seun u kan verheerlik. Jesus begin en hy bid vir iets vir homself. Hy sê soos, Here, mag u seun, hy praat van homself, mag u seun verheerlik. Maar wat so uniek is aan hierdie gebed vir homself, is dat hy volledig homself insluit by dit wat die Vader se wil is. Hy het so op homself afgesonder van dit wat hy regtig wil hê en hoe in lyn dit is met wat God wil hê, want hy is soos, Here, verheerlik u seun, maar hoekom? Sodat u verheerlik kan word. En so Jesus se gebed begin by 'n diep iets van, Vader, laat u seun verheerlik word. Doen iets met my, doen iets vir my. Maar hoekom? Sodat u verheerlik kan word. En so die eerste ding wat ons onsself moet vra is, lyk ons gebede so? Lyk ons gebede op 'n manier waar ons sê, Here, ek soek iets by u, ek vra u om iets vir my te doen, en die rede daarvoor is, sodat u verheerlik mag word. Dis die diep begeerte binne in my hart. Dis nie, gee vir my iets of doen vir my iets, sodat my lewe makliker kan wees, of beter kan wees, of sodat hierdie of dat kan iets anders wees nie. Nee, Jesus se gebed is, verheerlik my, maar gee vir my iets, doen iets vir my, maar uitsluitlik hoekom, sodat u verheerlik mag word. En so die persoonlike gebed van Jesus is eintlik nie so persoonlik nie. Dis 'n persoonlike hartsmotief, dis 'n persoonlike oortuiging, dis 'n persoonlike alles, maar dis nie gefestig in self nie. Dis gefestig in God wat verheerlik moet word. Dis gefestig in hy wat absoluut verstaan dat dit deel is van sy wese, dat hy bestaan vir een eenvoudige rede, en dit is om God te verheerlik. En dieselfde is waar vir jou en my. Ons bestaan om God te verheerlik. Maar die realiteit is dat ek en jy hom nie kan verheerlik as hy nie iets doen nie. Ek en jy gaan nooit God kan verheerlik soos wat hy bepaal het vir ons om hom te verheerlik, as hy nie iets doen nie. En so Jesus verstaan dit. En daarom bid hy, Here, verheerlik u seun. Help my om u te verheerlik, is eintlik wat hy sê. Help my. En hoe dit vir hom gelyk het vir hom om verheerlik te word, is deur opgelig te word aan 'n kruis. Dit was deel van die verheerliking van Christus. Om opgehef te word aan 'n kruis, dan te sterf en dan weer op te staan uit die dood en aan die regterhand van God geplaas te word. Dit was die hele stappie, die hele prentjie wat nou moet gebeur, wat deel is van om verheerlik te word vir Christus. En hy soos, laat dit gebeur met my, sodat u verheerlik kan word. En so Christus is absoluut, wanneer hy begin bid, is hy soos, Here, daar's iets tussen my en u, my Vader. En ek verstaan dat u wil vir my is dat u verheerlik moet word deur my lewe. En so ek vra u, doen asseblief wat u in en deur my lewe moet doen, sodat u verheerlik sal word. Wat ook al dit mag wees. Hoe ook al dit lyk. En so gebed, as ons regtig wil bid, dan gaan dit oor 'n persoonlike oortuiging dat ons bestaan om God te verheerlik. Maar dat ons dit onmoontlik gaan doen, kan regkry, as die Vader nie ons help nie. En so ons enigste manier om daar uit te kom is te sê, Here, help. Help my, help my, help my om u te verheerlik. Help my. En so dis wat Jesus doen. Hy begin by daai plek waar hy dit vra. Help my om u te verheerlik. En dan gaan hy aan in vers 2 en hy sê, net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee, dit is aan sy seun, dis aan homself, sodat hy aan elkeen wat een hom gegee die ewige lewe kan gee. Sien, ek en jy bid ook tot die Vader. Ons bid tot die Vader wat die reg gegee het aan Christus om lewe te gee. En so ek en jy het lewe nodig. En so wie is die een wat ons moet vra vir lewe?
Ons vra vir die Vader, vra asseblief die Seun om vir ons lewe te gee. Ons vra vir die Seun, vra vir die Vader dat hy dit goed dink om aan ons lewe te gee. Mag ons lewe ontvang. Sy wil is dat hy verheerlik moet word en hoe die Vader verheerlik word is deur vir die wat in Christus glo ewige lewe te gee. Dis hoe die Vader verheerlik word. En so vir my en vir jou is dit om te vra, Here, gee vir ons lewe. En so ook te vra, Here, gee vir die ander lewe en Jesus kom ergens daarby uit wanneer hy ook vir ander begin bid. Sien ware lewe, ewige lewe is slegs in Jesus. Dis gevind in hom. En hy stel dit so duidelik as volg. Hy sê dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Sien julle, die ewige lewe is gevind in 'n persoonlike verhouding. Dis waar lewe gevind is. En as ek dit sê, dan bedoel ek 'n persoonlike verhouding, nie 'n ek weet van iemand verhouding nie. En so as ek en jy nie bid nie, is daar geen persoonlike verhouding nie. Gebed is die manier van om 'n persoonlike verhouding te hê met die Vader. Ja, die Here praat deur sy woord. Ja, hy sê vir ons 'n klomp goed, maar gebed gaan verby dit na die volgende plek toe om te sê, okay, hoe reageer ek op dit wat die Here nou vir my sê? En hoe sê ek vir hom terug wat dit my laat voel? En wat in my gebeur en hoe ek nodig gekom het om my te help om getrou te wees aan hom? Hoe sê ek terug vir hom te sê, okay, dankie vir die woord wat U aan my wil bekendstel, maar ek verstaan dit nie heeltemal nie. Help my om meer te verstaan wat U bedoel in die woord as U met my praat. Help my om lewe te vind in hierdie blaaie en nie net die woord te lees as iemand wat dit doen vanuit 'n plek waar dit 'n plig is nie. Maar waar dit iets is wat lewe gee vir my, waar ek vind dat dit bou my op, dit sit iets binne in my in. Dis 'n inspuiting wat ek ontvang van lewe. Dis gevind nie net binne in ek wat die woord bestudeer nie, maar ek wat eerstens bidend dit bestudeer. Op 'n plek is waar ek is, Here, dankie dat U met my praat. Ek vat hierdie woorde as iemand wat nou voor my sit en met my gesels. Maar dankie dat ek met U kan gesels. Dankie dat ek terug met U kan praat en weer kan hoor wat U vir my oor dit wil sê. Dat U dieper verstaan bring van hierdie woorde, van hoe dit nou vir my prakties moet lyk in my lewe. Wat ek nou prakties kan gaan doen omtrent die woord wat 2000 jaar terug al gegee is. En so gebed is die lewe van 'n Christen. Daar is nie lewe binne in Christendom sonder gebed nie. Dit raak iets wat ons maar net doen uit pligheid. En toe dalk sit jy vanoggend hier en jy sê ja, maar gebed is ook dit vir my. Op die oomblik is gebed vir my 'n plig. Op die oomblik is ek net soos ek bid want ek moet. Ek bid nie vanuit ek voel ek wil nie. Dis 'n plig. Want sien, as jy met iemand 'n verhouding het, dan wil jy seker met hulle gesels. Jy wil seker met hulle praat, jy wil seker respond. Dis mos hoe 'n verhouding werk. Wat help dit iemand praat heeltyd met my en ek praat nooit met hulle terug nie? Hoe gaan die verhouding enigsins ergens heen gaan? Dit gaan nêrens heen gaan nie. En so partykeer is ons verhouding met die Here op 'n plek waar ons goed dalk hoor wat ons nie wil hoor nie. Ek onthou so 'n tyd in my lewe, baie spesifiek waar ek weg wou loop van stilte tyd af. Want ek in die Here se hart al heeltemal verstaan dat wat ook al hy vir my vra, goed sal wees vir my. Wat ook al hy my heen lei, wat ook al hy vir my vra om te gaan doen, hoe hard dit ook al vir my sal wees, werklik goed sal wees vir my. En so ek wou nie bid nie. Ek wou nie stil wees by die Here nie. Ek sal dalk die Bybel lees. Maar kom ons lees die Bybel en maak hom toe en gaan aan met ons lewe. Ek het my plig gedoen. Ek het die Bybel gelees.
Maar dit het nie deel van my hart geraak nie en dit het nie lewe vir my gegee nie. En so God se hart is dat ons sal lewe vind by Christus en dit gebeur in tye van gebed. En so Jesus gaan verder. Dan sê hy die volgende: Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. En nou Vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, dat die woorde wat u my gegee het, ek aan hulle gegee, en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u af gekom het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Nou hierdie klink na 'n baie snaakse gebed vir my. Ek weet nie van jou nie. Ek weet nie hoe baie jy met God praat oor hoe goed jy doen in jou lewe nie. Dis wat Jesus besig is om hier te doen. Hy is soos Vader, ek het alles gedoen wat U gesê het ek moet doen. Hy praat met die Vader en sê ek het hierdie gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Ek het alles gedoen wat U vir my gevra het om te doen. Elke liewe een van dit het ek gedoen. So mag die Here ons op 'n plek bring waar ons lewens baie meer so lyk. Dat ons vir hom kan sê, "Jesus Here, dit was so amazing dat U vir my gevra het om hierdie te doen. Ek het dit gedoen." En weet U, dit wat U gesê het sou gebeur, dit het gebeur. U het gesê dat as ek hierdie goed doen, dan gaan hulle ergens in my glo, U het hulle aan my toe vertrou, U het dit vir my gegee. Ek het al hierdie goed gedoen en dit is presies wat gebeur het. Hoe amazing is dit om daai gebed te kan bid? En sien, Jesus is baie persoonlik. Hy skram nie weg van accountability binne gebed. Hy skram nie weg van Jesus, God, U kan maar iets sê, so ek is baie eerlik met my lewe. U het alles gesien. U weet wat gebeur en U kan sien hoe hierdie die waarheid is in my lewe. En so wat ek vir jou wil sê, wat moet ons daaruit leer? Wat ons daaruit moet leer is dat hoe ek en jy lewe, hoe heilig ek en jy lewe, hoe getrou ons God se stem volg en gehoorsaam is aan hom, beïnvloed hoe ons bid. Want sien, ek en jy het nie vrymoedigheid om na die Here toe te gaan en te bid nie, want ons voel skaam. Ons voel ons kan nie daar wees nie, ons mag nie daar wees nie. Nou die waarheid is dat Christus ons geregverdig het, dis die waarheid. Maar elke keer wat ek en jy verkeerd doen, dan voel ons, ek weet nie of ek hier mag wees en iets mag vra nie. Ek weet nie of ek iets hier mag ek maar vra. Ek het hierdie houding teenoor God waar, en ek weet of net ek is nie, maar dis waar vir my. Ek is soos, ek wil na hom toe kruip en sê, asseblief Here, wees my net bietjie genadig. Nee, sorry, baie genadig. Vergewe eers al hierdie klomp sondes en ja, dis wat ons moet bid wanneer ons sondig. Maar Jesus is op 'n plek waar hy is soos ek sondig nie. Hy het nie gesondig nie. Nie een plek het hy die merk gemis van wat God vir hom gehad het om te doen nie. En dit gee vir hom 'n baie groot vrymoedigheid om te bid. Dit sê Here, laat iets gebeur. En so ek en jy moet besef dat ons kan nie dink ons kan bid en dan nie gehoorsaam wees aan die Here en voel om môre weer te bid nie. Sien, ek en jy, baie keer ons voel nie om te bid nie, want ons wil nie hoor wat ons verkeerd gedoen het nie. En ons so baie goed wat ons uit gebed hoor en dan nie op reageer nie. En so hoe heilig ons leef het 'n baie direkte invloed op ons gebedslewe. En of ons wil bid. Of ons wil tyd met die Vader spandeer. Of ons kan sit en sê, Here, ek sien hoe hierdie goed gebeur het. En dit is so mooi dat Jesus is nie arrogant in hierdie oomblik. Hy is nie arrogant deur te sê, kyk hoe amazing is ek en jy. Hy sê, daar's klomp goed wat U ook binne hierdie ding gedoen het. Ek sien dit. En ek sê vir U dankie. Eintlik is hy besig om dankie te sê, Here, dat al hierdie goed gebeur het. U het my gehelp om getrou te wees aan dit wat U wil hê ek moet doen. Dankie hiervoor. En dan gaan hy oor na 'n plek toe waar hy vir homself gebid het, waar dit baie persoonlik is. Dit fokus op homself en sy verhouding met die Here, met sy Vader. Dis waar binne hierdie gedeelte fokus. Sien ons hoe kom dit op 'n plek waar Jesus van hier af skuif en dan sê hy, okay Here, maar ek bid vir hierdie mense.
Ek bid nou vir hierdie wat U aan my toevertrou. En miskien is daai ook 'n deel van dit. Die Here het aan elkeen van ons eintlik iemand toevertrou. Of hy wil. Die Here wil vir ons elkeen iemand gee om te bid vir sy koninkryk. Vir sy eer, vir sy heerlikheid. En ons 'n mate wat hy daai persoon aan ons toevertrou en sê, okay, maar help hulle om my te vind. En so meer mense ek en jy het wat die Here daai mee doen, hoe meer is ek ook op 'n plek van, o, Here help. En so baie keer bid ons nie, want ons stap nie in die verantwoordelikheid wat God eintlik vir ons gegee het om ander mense te help om hom te vind nie. Ons is nie besig om mense te disipel nie. Ons is nie besig om mense te leer van Jesus en hoe om hom te volg nie. So ons het nie die behoefte dat hy ons moet help daarmee nie, want soveel van wat ons doen in ons daaglikse lewe kan ons eintlik maar op ons eie doen. Maar ek kan nie iemand self oortuig van waarheid nie. Ek kan nie. Ek kan nie vir iemand God wys nie. Ek kan nie. God moet homself aan daai persoon openbaar. En soos ek besef dat die lewe gaan daaroor om mense te help om Jesus te vind, dan gaan ek meer bid. Want ek gaan op 'n plek kom waar ek reguit iets sien wat in my gesig en kyk en sê, jy kan nie hierdie doen nie. En so dan is daar een van twee reaksies, of ek loop weg van dit af en sê ek kan nie dit doen nie, of ek is soos, okay, maar ek het 'n Vader. Dan weet hoe ek kan draai wat beloof het dat hy by my sal wees, dat sy Gees by my sal wees en daarom kan ek tot hom nader. En daarom kan hy my help om dit te doen. En saam met dit, saam met al die ander goed. Want sien, ek kan nie lewe gee as ek die lewe het. Christus is die bron van lewe. En soos ek nie by hom is in tye van gebed, in tye van my woord lees nie, dan wat het ek om te gee vir hierdie wêreld? Niks. Ek het niks van ware waarde om toe te voeg tot mense se lewens. Niks van ewige waarde om toe te voeg tot mense se lewens nie. As ek nie Christus se lewe in my het nie, en so Jesus begin bid. Uit daai plek uit bid hy. Hy bid vir die wat die Here aan hom toevertrou het. En hy sê dit baie uitdruklik. Hy sê ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, omdat hulle aan U behoort. So mooi. Hoe Jesus bly by daai plek van selfs wanneer ons selfs hy wat saam met die mense stap en naby aan hulle loop en hulle disipel en hulle help om God te vind en God het hulle aan hom toevertrou, is hy nog steeds op die plek waar hulle is nie myne nie. En so is dieselfde vir my en vir jou, wanneer ons saam met mense stap, wanneer ons mense disipel, wanneer ons hulle help om God te vind, raak hulle nooit ons besittings nie. En so ons kan nooit vir hulle sê wat hulle moet doen nie. Nee, ons kan nie bepaal hoe hulle moet leef nie, dis die Here wat aanhou om dit te doen. Ons werk is net om te sê, maar hoor jy by God wat hy vir jou vra om te doen? Of doen jy net wat jou hande vind om te doen? Begin jy maar net doen. Want mense moet seker iets doen. In hierdie wêreld mag jy nie sit en wag vir die Here op 'n antwoord nie. Jy mag nie, dit is absoluut teen die kultuur. Jy moet besig wees. Baie hard besig met werk in hierdie wêreld. En so raak ons stil, raak ons rustig om te hoor wat die Here vir ons wil sê om te doen. Hulle behoort aan hom en ons behoort aan hom. Jesus gaan aan en hy sê, alles wat myne is, behoort aan U, Vader, en wat aan U behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ons sien hierdie erkenning, waar ons nog heeltyd praat. Sien, ons hou op bid as ons dink ons is die antwoord. En as ons begin dink ons is die antwoord, wanneer ons dink dis ons sin. Ek moet iets hiermee doen.
Nee, God moet iets hiermee deur my doen. En daarom hou ek aan bid. Ek hou op bid as ek dink, okay, ek moet nou hierdie verder vat. Dis nou ek wat moet doen. Ek het nou gehoor, nou sit ek. Nee, die Vader wil in en deur ons bly werk en daarom moet ons gedurig in gebed bly. Om gedurig te hoor wat hy wil hê ons moet doen. So dan gaan dit oor in hoe ons duidelik ons sien hoe lief Jesus vir sy disippels is. Want hier's die eerste ding wat hy bid. Hy besef hy gaan nie meer daar wees vir hulle nie. En so in vers 11 sê hy, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. En ek kom na u. Die Heilige Vader, bewaar hulle wat u aan my gegee het in u naam, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. En so Jesus bid, dat medegelowiges nie met mekaar sal stry. Dis wat hy bid. Dat medegelowiges nie met mekaar sal beklei. Dat medegelowiges bewaar sal word van dit. Want 'n deel van waar jy bewaar word is binne in die kerk. 'n Deel van jou veiligheid is binne verhouding met medegelowiges. Maar wat gebeur wanneer ek en 'n ander medegelowige vassit en koppe staan? Dan loop ek weg van dit af. En so dan loop ek weg van God se beskerming af. 'n Groot deel van God se beskerming vind binne in die kerk, binne in, ek sê nie kerk soos hierdie vorm van kerk of 'n gebou, dis nie wat ek sê nie, dit is die mense wat almal Jesus saam dien, dis waar ons beskerm word. En so Jesus bid en vra asseblief Vader, gee dit aan die goed hier tussenin kom, wat die eenheid kom verbreek en maak dat mense nie meer wil saamloop. Kom doen hierdie. Want dit is essensieel vir die kerk, vir elke persoon wat deel is van die kerk, om die doel te verrig wat God vir hulle het, om hom te verheerlik. En so Jesus bid vir dit. Vers 12 sê hy, toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het in u naam bewaar. Ja, ek het hulle ook beskerm en niemand van hulle wat het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. En so weer sien ons iets van God se hart. Jesus se hart vir ons. Dat ons sal bly wees. Dat ons blydskap binne in ons sal hê, dat dit volkome sal wees. En wat interessant is waar vind ons dit? Ons vind dit nie noodwendig, hy het net gebid dat eenheid bewaar word tussen mede-Christene. En so ons blydskap verdwyn ook wanneer ons daai goed beleef, wanneer eenheid gebreek word. Dan verloor ons hierdie blydskap wat Christus vir ons wil gee. Soos wat ons hart werk, die woord sê, make every effort to keep the unity of the bond of peace. Dan is daar ook vreugde wat ons kan beleef tussen mekaar. Soos wat ons saam werk om dit wat God vir ons gelos het, te vermag. En so Jesus bid uit 'n opregte besorgdheid vir hulle. Vers 14 sê ek het aan hulle u woorde gegee. Maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ja, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Julle, ons is nie van die wêreld nie. Daarom het ons niks om vir hierdie wêreld te gee nie. Behalwe God se woord. Jesus het verstaan dat hy nie van die wêreld is nie. En daarom het hy nie probeer om vir sy disippels iets van die wêreld te gee nie. Ja, hy het eenvoudig vir hulle God se woorde gegee.
Ek en jy moet weet dat dit is die grootste en belangrikste ding wat ek en jy vir enige iemand kan gee. Of dit in jou kind is, wie jy alles moet kyk, alles voor moet sorg, skoolgelde betaal, emosioneel versorg, wat moet ons nog alles hier by sit, 'n dak hê waar hulle kan bly, alles hierdie goed moet jy vir hulle voorsien. Moet jy as ouer voor instaan. Maar wat jy regtig het om te gee, is God se woord. En so mag ek en jy prioriteit maak dat ons God se woord sal gee vir ons kinders. Mag ek en jy prioriteit maak dat ons God se woord sal gee vir ons vriende, dat ons God se woord sal gee vir ons kollegas, dat ons God se woord sal gee vir elke persoon met wie ons te doen het. Selfs meer as die ander iets wat jy het om te gee. Jy het nog iets om te gee, jy het tyd om te gee, jy het hande om te gee, jy het 'n klomp goed wat jy kan gee om mense se lewens hier op aarde beter te maak. Dis waar, maar die belangrikste ding wat ons het om te gee is God se woord. Want God se woord kweek geloof. En geloof, God se woord, die aanhoor van die woord is wat mense dring om by God uit te kom. En hulle sal rekonsilieer met die een wat alles het wat hulle nodig het. En so die belangrikste ding wat ek en jy het om te gee is God se woord. En so Jesus bid dit. Want weet jy wat? Jy gaan nie uit die wêreld uit weggeneem word. Jy gaan nie net nou weggeneem word nie. Dit sal lekker wees. Dis definitief lekkerder in die hemel as wat dit hier is. As jy dink jy moet nog leef om lekker is hier, dan weet jy nie wat jy op uitmis nie. Die hemel, die Bybelse prentjie van om in die hemel te wees is soveel beter as om hier te wees. Maar Christus het bepaal dat jy nog nie daar moet wees nie, want jy moet nog iets hier doen. En wat jy hier moet doen is om vir mense sy woord te gee. En ek en jy kan dit nie doen sonder hy wat ons help nie. Ons het nodig om te bid. Ons het nodig om te bid dat soos ons hierdie woord vir mense gee, dat daar iets met dit gebeur, soos wat in vers 17 duidelik gemaak word. Heilig hulle deur die waarheid, u woorde is die waarheid. Jesus het reeds vir hulle die woorde gegee. En dan bid hy. Okay, maar Vader, heilig hulle nou deur hierdie waarheid. Doen nog iets, net die feit dat hulle die woorde gehoor het is nie genoeg nie. God werk met hierdie woorde wat hulle gehoor het. Heilig hulle deur dit, deur u Gees wat in hulle werk, wat oortuiging bring van hierdie woorde. Wat maak dat hulle anders begin leef. U woorde is waarheid en is u woorde wat heiligheid bring. En so ek en jy wat verandering sien in mense se lewens ten opsigte van hulle verhouding met Jesus is eenvoudig omdat God iets soos dit gedoen het. God het gereageer. Hy het gehoor hoe jy hom vra, asseblief heilig hierdie mense. En hy het. Hy het dit in my lewe gedoen omdat iemand vir my gebid het. So mag ons nêrens probeer om mense te disipel of beïnvloed met God se woord. En ons doen dit nie uit 'n absoluut afhanklike plek waar ons vra God, asseblief heilig mense deur die woord. Want anders kan dit net kennis raak van die woord. En so gevaarlik raak. Wie is Jesus besig om hier te bid vir sy disippels? Hy is nie besig om vir fariseërs te bid. Mense wat se harte oop is om te ontvang. Die Here mag dit nie word dat hulle ook fariseërs word wat net die woord gehoor het en dat net iets gebeur met dit. Jesus bid dit uit sy diepste wese. Hy bid vir hulle heiligheid. En dan eindig hy sy gebed vir hulle voordat hy oorgaan om vir nog mense te bid. En dis vir ons vanoggend, dalk se ek lank besig, so aand eers. Laat my nou dink aan Sean wat sê, goeienaand, julle wat Sean ken. Dis aand eers. Maar so bid Jesus, hy sê hierdie volgende, net soos u my in die wêreld ingestuur het, so het ek hulle in die wêreld ingestuur. En ter wille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. En so Jesus, so ons verstaan wat dit beteken dat hy homself heilig. Verstaan ons dat dit beteken dat hy
stap kruis nie. Dis wat dit beteken. En so dit is ons grootste bemoediging. So hoor jy, ek het hierdie pad gestap sodat jy geheilig kan word. En so uit daai plek uit waar jy reeds geheilig is, gaan in hierdie wêreld in en gaan vertel ander van hoe hulle geheilig kan word. Gaan. Jesus wat sy lewe gee om ons te verander van sondig na heilig. Dis wat hy kom doen het. Maar hy het geweet, hy kan dit nie doen sonder God wat deur hom werk. God in menslike vorm wat oortuig is van die feit dat hy dit nie kan doen sonder God wat deur hom werk nie. Wat gaan ek en jy vermag sonder God wat deur ons werk? Hoe gaan ons enigiets iets in hierdie wêreld regkry as God nie deur ons werk nie? Hoe gaan God in ons werk as ons hom nie vra nie? En julle gebed is die begin van enige verandering. Enige verandering. As jy verander is omdat iemand vir jou bid. Dalk omdat jy vir jouself bid. Maar ek staamlik seker is ook omdat nog iemand vir jou bid. So my vraag is, vir wie bid jy? Vir wie bid ons? As ons oortuig is dat God vir ons vra om 'n verskil te maak in hierdie stad, dat hierdie stad vir sy glorie verander en dat die mense van hierdie stad hom sal verheerlik, hoe bid ons? Ons kan dit reg kry self nie. Maar God, what is impossible for man is possible with God. So vanoggend wil ek jou trek na een plek. Daar kan baie goed wat jy weet wat jy nodig het in jou lewe. Die Here sê hy sal na elkeen van daai goed omsien as jy eers sy koninkryk soek. So vanoggend wil ek vir jou vra, wie is daar vir wie jy moet bid om Jesus te leer? Om lewe te vind. Wie is daar? Tot 'n sekere mate is Jesus besig om iemand aan jou toe te vertrou. Vra, leer hulle om my te ken. En om alles te onthou wat ek julle beveel het. Leer hulle. Ons gaan dit reg kry as ons die bid. So mag ek en jy bid. Mag ons bid. So kom ons bid. Ek vra net daar waar jy is. Net vir 'n oomblik. Vir die persoon te bid wat die Here op jou hart het. Miskien is dit 'n medegelowige. Miskien is dit iemand wat nog nie glo nie. Jesus het tyd gevat en gesê ek bid spesifiek vir die wat reeds glo. So mag ons gebedslewe ook nie op 'n plek kom waar ons net bid vir die wat ons dink nog nie glo. Vader, ek vra U, mag die koninkryk kom.
mag U wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, ek vra dit vir elke persoon wat hier sit vandag. Here, vir elke persoon wat sê hulle ken U. Wat hulle geloof gesit het in Jesus Christus as hulle Here en hulle verlosser. Vader, bid ek en ek vra, Here, mag U in hulle 'n behoefte skep om met U te praat. Om werklik in verhouding met U te wees en U beter te leer ken. Ek vra U, Here, mag hulle nie tevrede wees met hoe hulle U ken. Mag elkeen van hulle 'n diep begeerte ontwikkel om U meer te ken. Dis waar lewe is. Vader, ek vra U, mag U elkeen seën met lewe. U teenwoordigheid, U diep ken is lewe. En so Vader, maak fonteine lewende water oop en kom stort dit in ons harte sodat ons U sal ken. U Gees wat in ons is, mag ons hom ken. Mag ons elke dag hom meer ken. U woord wat soos brood is vir ons. Mag ons dit eet en mag dit lewe vir ons gee. Mag ons U ken. O Vader, ek bid en ek vra, Here, mag U ons help om te bid vir onsself. Om ons te help, om U te help, om U te verheerlik. Here, en mag daai gebed, mag dit oorspoel. Gebed verander. Vanuit ons wees by U, weet ek dis wat U sal doen. U sal in ons iets na vore bring wat ons nie kan help anders as om te bid vir ander. Ek vra U, kom doen dit, Here. Kom doen dit in ons midde. God se mense sê saam. Amen. Ons hoop hierdie boodskap geniet saam met ons. Deel hom gerus met vriende en familie en dit is die manier hoe ons die goeie nuus van Jesus Christus reg oor die wêreld gaan kry.